Ek bedoel, by die huis kan nie opvang, daar's iets omtrent die kerk, en medegelowiges wat so by mekaar kom, God begin dien en aanbid en loof en prys. Kom ek sê vir jou, dis lekker om God se naam groot te maak. Daarom sê ek, leef vir Jesus. Sissies, ons omstandighede druk vertrouwkeer vir ons so in 'n gat in. En laat ons al klaar kry met ons omstandighede en ons situasie, en sal begin leef en vir iemand anders te bid. Ek gaan vir jou sê, baie keer kom mense tot 'n redding bekering nie, want ons bid nie. Kry iemand op jou hart, 'n lysie, 2 of 3, en begin intree en begin bid en sê, Here, dankie vir dit wat U doen in daai persoon se lewe. Ek gaan vir jou sê, op 'n dag gaan God jou gebede antwoord en verhoor. Dis 'n begin. Daar's baie ander maniere wat God ons kan gebruik. Maar ja, die wêreld het nood, die wêreld het behoefte. Elkeen van ons het 'n doel op aarde. 'n Doel help jou om te groei na volwassenheid. Want die woord sê ons moet wees soos Jesus. Baie duidelik. Ons moet elke dag sinvol leef en elke dag 'n stukkie van God se plan beter te leer ken. Kan ek 'n amen kry? Amen. Glo jy dat God 'n plan het? Jy is nie per toeval hier nie. En elke dag as jy net daai stukkie gehoorsaam is, jy nou vir iemand bid en of iemand nou vir 'n woord bemoedig, of soos die Here jou lei, jy reik uit en jy gaan bid vir iemand, is al klaar 'n deeltjie om 'n stukkie van God se plan vir jou lewe te ontdek. God het ons nie bestem. Hy het ons bestem om 'n verskil te gaan maak. Hy sê jy's die sout van die aarde, die lig van hierdie wêreld. Ek sê vir jou, 'n doel is om iets na te streef. Dis jou bestemming in die lewe, die plek, die eindbestemming waarna toe jy op pad is. Ons is bestem om hier siele aan te raak. En ek bedoel, ons is bestem vir die ewige heerlikheid. Ek kan niks saam met my vat nie, my huis van karm, maar ek kan elkeen, siel kan ek in die koninkryk inbring. En sê, Here, dankie vir die vrug in mense se lewens, die change en die verandering. Ek bedoel, wonderlik Trish om te begin bid en intree vir ons kinders en te sien daar's verandering in hulle lewens. Wonderlik. Dit wat die Here vir ons instoor het, en God wil elke vrou in hierdie plek gebruik. Ek bedoel, as Trish vanoggend moet getuig, gaan sy baie getuig oor wat God in haar lewe gedoen het. Leef vir Jesus, leef vir 'n doel. Sê, Here, help my om 'n verskil te begin maak. Waar wil U hê? Wat moet ek doen? Kyk wat sê die woord, Matteus 5 vers 13, hy sê, dat ons die sout van die aarde, die lig van hierdie wêreld is. Dan lees ons in vers 16, laat jou lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader, wat in die hemele is, verheerlik. Jy verheerlik God wanneer jy vrug dra. Amen? Jy verheerlik God wanneer jy Jesus begin uitleef, wanneer jy mense begin bid en bemoedig. God het dit so bestem, hy het verhoudings bestem. Dis hoe God het ons gemaak het, en dat ons daar sal wees vir mekaar, want die woord sê, wees lief vir hom met jou hele hart, siel en verstand, en jou naaste soos jouself. Dis in feite die grootste gebod, is liefde. Wat gee ons uit? En ek en jy moet 'n verskil maak. Hier's 'n geweldige vers vir my, Romeine 12:11, jy kan hom merk. Hy sê, wees nie traag in die ywer nie. Ondersoek vanoggend jou eie lewe, is dit nog passievol? Het ek 'n vuur in my lewe? As jy dit nie het nie, dan moet jy na my toe kom en sê, Pastoor Lenie, asseblief bid vir my. Want die woord sê, moenie wees nie traag en ywer nie. Wees vurig van gees. Is jy gevul, is jy aan die brand vir Jesus? Raak weer aan die brand vir Jesus om 'n verskil te maak. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Want ons hoop is in God, daarom verbly ek my. Ek weet, ek is geanker in Jesus, my oorwinning is in Jesus. Wees geduldig in die verdrukking, want ons almal gaan een of ander tyd deur verdrukking, maar God sê, wees geduldig. Hy sê, volhard in gebed. Glo God. Hierso sluit eintlik so 'n klomp goed in Romeine 12:11, maar my vraag vanoggend vir jou, is jy vurig in gees? Dien jy die Here? Ek weet nie, maar ons kan die troon nader en sê, Here, ek wil weer brandend raak vir Jesus. Ek het gesing, ons soek 'n honger, ons soek 'n dors. Here, dankie dat U weer besig raak met my in die gees, om wie soek daai bemoeienis. God is soewerein.
Hy werk met elkeen anderste, hy werk met my anderste. Melinda, hy gaan met jou anderste werk. Ek weet nie wat se dimensie jy is nie. Maar kom ons vra die Here en sê, Here, begin weer werk aan my deur God se Heilige Gees. Wek my op, rig my op. Pastoor Lenie praat weer vanoggend hiervan vurig van gees. Sy praat weer hiervan om te volhard in die gebed. Verbly jou in die hoop. Wat praat ek vanoggend? Wonderlik is die woord vanoggend. En ons weet alles loop uit op 'n ewige heerlikheid. Romeine is duidelik, luister mooi, dat ons liggame stel as werktuie nie van ongeregtigheid nie, maar as werktuie van geregtigheid in diens van God. Is jy in diens van God? Is jy diensbaar? Sissies, kom ons wees waaksaam wat ons doen met ons liggame, want ons liggame is 'n tempel van die Heilige Gees. Hier woon die Heilige Gees, en dit is so maklik as jy 'n deur oop kan maak of iets kan doen wat jy nie moet doen nie, dat ons God se Gees kan uitblus. Here help vir ons dat God se Gees nooit in my lewe en sy stem stil word. Ek wil vir jou sê, en ek gaan hier verwys na ou Samson. Samson, ons moet waaksaam wees wat ons doen as ons kanale, instrumente is rein. God soek rein, skoon kanale as ons bruikbaar is, as ons vir mense wil gaan bid. Samson, gesalf deur God, kragtig gebruik. Kan ek 'n amen kry? Samson, werklik 'n godsman van God af. Natuurlik deur die Here. Wie begeer hierdie kragtige werke? Amen. Soos 'n Samson. Maar Samson het jy die verhouding met God gehad, wat sekere goed oor sy lewe toegelaat. Ons kan nie deure oopmaak as ons kanale instrumente is nie. Die woord sê, die Gees van God het van hom gewyk. En as die Gees van God van jou gewyk het, ek gaan vir jou sê, dis nie maklik nie. Mense wat terugval, mense wat nie die Here dien nie. God skuld ons niks, hy het klaar die prys betaal. Jy maak 'n keuse om te dien, om hier vanoggend te wees en te sê, Here, ek laat los nie die hand. Dis mense wat 'n keuse maak om hulle hand te laat los. Ek gaan vir jou sê, terugval. En as die Gees stil word in jou lewe, die herstel is nie altyd maklik om mense pad. Om weer terug te kom, is nie maklik nie. Maar Here, dankie, U het weer vir Samson gehelp. Daar was vergifnis, daar was genade, daar was herstel. En daarom sê eerder ek is in die teenwoordigheid van God. Ek bly eerder getrou aan die Here en sê dankie Here wat U wil doen in my lewe in die naam van Jesus. Amen. Ek volhard in die krag van God se Heilige Gees. Dis nie 'n maklike pad hier op aarde nie, maar ek het een Sondag aand gepreek oor die krag van God. Hoe vat hy ons deur in situasies en omstandighede? En as ek nie daai krag het nie, waar gaan ek beland? Jy gaan in 'n gat sit. Dinge gaan op jou begin toesak en dinge gaan erger raak. Dis hoekom ek vir jou sê, kom ons leef soos wat God vir ons verwag volgens hierdie woord. Want jy is die ligdraer, jy is die sout van hierdie. Kom ons onderwerp ons aan die wil. Dan is ons op die veiligste. En ek weet nie, maar ek wil hê die Gees moet intrek neem in hierdie tempel. Die Gees van die Here het ons intrek geneem in die tempel in die Ou Testament. Wie wil hê die Gees van die Here moet intrek? Amen. Dit begin by om reg te leef met God se woord. Amen. Want God wil ons gebruik. Hy wil gawes ons toerus. Hy wil ons oprig as kragtige bidders. Wie verlang dit van die Here? Al die geestelike, wonderlike gawes in die naam van Jesus. Dis wat die Here vir ons instoor het. Die woord kom en duidelik sê, God het ons vrygemaak van sonde. Hy het ons diensbaar geword aan God. Ons het die vrug van heiligmaking uiteindelik die ewige lewe. Het jy die vrug van heiligmaking? Amen. Heiligmaking, die vrug wat in ons lewens moet wees. En ek en jy maak daagliks 'n keuse. My vraag vanoggend aan jou is jy 'n getuie vir God? Getuig jy oor wat God in jou lewe doen? Verheerlik jy God deur jou gawes? Verheerlik jy God met die vrug wat in jou lewe is, om te midde van omstandighede die blydskap van die Here te ervaar in die vrede van God. Jy verheerlik hom daarin. En kan dit kom jou hande op te hef, maak nie saak wat in jou lewe is nie. Wat se situasie is nie. Gebed om die werk van die vyand te vernietig. Is jy diensbaar? Is my vraag vanoggend vir jou. God wil jou gebruik hier donderdagoggende by hierdie bediening. Kan ek amen? Amen. Hier sit
kragtige bidders. Jy's nie per toeval hier nie. Jy's hier met 'n doel. Jy's hier en jy kom met 'n afwagting, jy kom met 'n verwagting in hierdie plek om te sê, Here, wie se lewe gaan ek vandag aanraak? Vir wie gaan ek vandag bid? Hoe leef jy? Vir wie kan ek vandag, jy sit in 'n stilte tyd, jy kry 'n woord by God. Dat dalk iets 'n situasie met jou gebeur, jy moet hierdie situasie dalk deel met iemand wat in 'n soortgelyke situasie is en wat God vir jou gedoen het. Kan ek 'n amen kry? Is jy gereed om dit te doen, sissies? Om 'n verskil te begin maak, 'n ligdraer te begin wees. God ons begin gebruik in 'n gebed en so wonderlik as ons in groepies hier kan kom en ons kan nooit in dieselfde groepie, maar beweeg rond. Sê ek gaan vandag gaan Wilma vir my bid, môre wil ek hê Ella moet vir my bid. Amen. Beweeg rond. En sê Here, dankie en vandag wil ek weer vir iemand gehande op lê. Ek wil bid, ek wil intree. Dankie Here vir as jy nie weet wat bid sommer deur die week as iemand hier, die Here iemand hier op jou hart lê. Sissies, begin bid, begin intree. Daar's dit aan die koekie. Ek vat nou maar vir Melinda. Kom ons sê die Here vat lê dit op jou hart om vir Tannie Koekie te bid. Dan begin jy bid en jy begin intree. En hoe wonderlik dit is dit nie Melinda, as jy kan kom en jy kan haar net gaan bless en gaan seën. Wie verskrik ek sê ek seën Tannie vanoggend in die naam van Jesus. Ek gaan vir jou sê waar lê die seën van die Here as jy begin uitgee. Jy begin ander bless. Jy begin ander seën. Jy begin nie net dink oor me en myself en ons dan die goed kom terug. Wie glo in Saaiman? Daar is 'n voorbeeld. Die Here sit vir jou lies op jou hart. En jy begin bid, en jy begin intree, om bless, om seën. Hier is soveel wat ons kan doen by hierdie bediening, in groepies. Luister, sissies, ek gooi oop hier vir getuienisse. Jy kan kom getuig oor die Here. God rus ons toe, met gawes, jy is hier met 'n doel. Ek gaan vir jou sê, as ons dit begin doen, want as jy vryheid in die gees, kan jy uitkom by jou volle potensiaal in Christus. Ons moet geestelik groei. Ons moet op hoër dimensies kom. So ja, God het 'n groter plan. En jy moet 'n wederkerige liefde omgee vir jou medegelowige. En dan leef jy op die grootste gebod uit. En dis liefde. Liefde, die band van liefde hier onder ons. Die band van wederkerige omgee hier onder ons. Om vir mekaar te kan bid en partykeer net na iemand toe te stap. En te sê, Monique, weet jy, ek het jou lief. En die persoon net te drukkie te gee. En sê, weet jy, ek gee om vir jou. Dan is dit al klaar genoeg. Wat praat ek? Dat is so baie ways. Dat is so baie maniere. 'n Woord van bemoediging. Sê, ek het jou lanklaas gesien. Jy mis dalk 'n sussie vanoggend hier by die bediening. Sê, weet jy wat? Ek is dan weer terug vanmiddag na die bediening. Maar ek voel ek moet weer vir jou WhatsApp stuur. Ek moet jou aanmoedig om weer deel te wees van hierdie bediening. Donderdagoggend. Ons het vanoggend weer 'n woord ontvang. Ons moet diensbaar wees. Ons moet bruikbaar wees in God se koninkryk. God het 'n plan. Dat ons nooit so woord sal mis nie. Ek bedoel die vyand, luister, ons kan so baie verskoning sê vanoggend hoekom ons nie hier sal wees nie. Wat doen die vyand? Hy steel. Luister sissies, hy het net een doel. Hy wil steel. En jy moet weer vanoggend so 'n woord hoor om te besef, maar jy het iets belangrik vir God. Jy's die ligdraer. God gebruik mense om sy wil te volbring. Maar hy moet daar by jou, daar by Armskloof, daar's nood, daar's behoefte. Here, as jy daardie dan nou iemand daar wil instuur, ek is seker van almal ken jou en hoe jy besig is met naaldwerk en een oggend stuur die Here jou iemand in wat hartseer, hoe lank roep hy persoon na die Here, is jy gereed om jou naaldwerk een kant toe te skuif en te sê, weet jy, ek is vandag 'n Maria, ek sit by die voete van Jesus en ek begin bid en ek gee vir hierdie persoon raad. God kan dit doen. Amen. Ons moet gereed leef. Kyk wat sê die woord. Leef vir 'n doel. Moenie gefokus wees op jou omstandighede nie. Jy gaan sommer makliker oorwinnaar in Jesus Christus wees. As die Here met jou praat, kom ons doen dit wat die Here van ons verlang. Ek het gepraat oor saai en maai. As jy gelei voel, volgende week, God werk vanoggend ook in jou hart en ek het al geskenk vir dames die ook gevra en jy voel die Here praat met jou vanoggend om iemand te bless, om iemand te seën. Wat 'n wonderlike kans en geleentheid om iets spesiaal in 'n pakkie te sit
van soos die Here jou lei, en te sê, weet jy, hierdie pakkie gaan ook vir die regte persoon wees in. Die Here gaan ons lei, en jy kan iemand bless, en jy kan iemand seën met 'n geskenk pakkie. Kan ek 'n amen kry, sissies? Dis so, daar's nog 'n voorbeeld. Hoe ons iemand kan bless, hoe ons iemand kan seën. Daar is soveel maniere wat ons kan bless en wat ons kan seën. God wil jou gebruik om 'n verskil te maak in iemand se lewe. Efesiërs 2 vers 10. Ons is sy maaksels, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei, sodat ons daarin kan wandel. God het ons bestem tot goeie werke. Werke van geregtigheid vir Jesus te leef. 'n Verskil te maak. Here, dankie vir hierdie woord vanoggend. Ons bid vanoggend vir elke sissie in hierdie plek. Dankie, Here, ons is bruikbaar, ons is diensbaar, ons leef vir 'n doel en ek wil die Here loof, ek wil die Here prys, ek wil die Here aanbid. Dankie, Here, vir vroue wat weer vanoggend hierdie woord hoor en dat hulle die ligdraers is, die sout van hierdie aarde. Ek wil die Here begin loof, ek wil die Here prys vir kragtige bidders. Rus vir ons toe met vars salwing, rus vir ons toe met gawes in die naam van Jesus. Amen. Dankie Johannes het vir my kom help. Dis hoe God vanoggend werk.